Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, dikwels sal ons 'n liedjie hoor en dit is net nog 'n liedjie. Maar wanneer ons die storie agter daardie liedjie ken, die mense wat dit geskryf het en die omstandighede, dan kleer dit vir ons daai liedjie in op 'n manier wat baie besonder is en baie meer betekenis tot dit gee. Kyk gou vir 'n oomblik hierso na hierdie woorde wat vir ons verskyn hierso. Ek gaan dit sommer vir ons lees hierso. Baby, how can I compare to the adventures out there? Sail away to the cold expanse of space. Even love couldn't keep you in your place. Wie sing dit? Kom gee vir julle leidraad. Sy het 'n klein seentjie met die naam XAsh-R12. Grimes, die ex-meisie van Elon Musk, het onlangs hierdie liedjie uitgegee. En wat waarskynlik aanleiding gegee het tot hierdie lied, afgesien waarskynlik van dierverbode middels, is die wat opgebreek het. En nou maak die woorde heel wat meer sin, nê? Sail away to the cold expanse of space. Love couldn't keep you in your place. I can't compare to the adventure out there. Ek wil hê ons moet dieselfde doen vandag. Ek wil hê ons moet die mense ontmoet. Ek wil hê ons moet die storie agter hierdie lied van Sagaria moet ons beter verstaan. Nou om dit te doen, gaan ek van julle vra om saam met my op 'n reis te gaan. 'n Verbeeldingsreis. Ons het 12 ure vlug na Jerusalem. Ons gaan vinnig oorstop in Turkye, want dit is die enigste vlugte wat beskikbaar is. En ons moet doen op ons verbeeldingreis, vriende, teruggaan in tyd. 2023 jaar terug in tyd. En wanneer ons in Jerusalem aankom, gaan ons die volgende oggend ons pakdonkies laai en ons gaan in die bergwêreld net buitekant Jerusalem. Gaan ons die paadjie volg na 'n dorpie met die naam En-Kerem Hadassah. As jy op 'n kaart kyk, En-Kerem Hadassah is die centurion van Jerusalem. So vriende, hier is ons dan op pad na die dorpie waar Elisabeth en Sagaria woon. Ons is 2023 jaar terug in tyd. En as ons 2023 jaar terug in tyd gaan en ons is hierso op pad na En-Kerem Hadassah, besig om in te stap, dan beteken dit presies 62 jaar gelede het 'n ou met die naam generaal Pompey in die naam van Rome Jerusalem verower. So as jy 'n bejaarde persoon vandag is, dan as kind gesien, en jy kan goed onthou hoe jy as jong kind moes kyk hoe Romeinse soldate inkom en alles wat heilig is en alles wat kosbaar is vir hulle self inpalm en mishandel en onrein maak. Vandag 2 sulke bejaarde mense ontmoet. Ons paadjie op pad na Sagaria en Elisabeth se huis loop deur 'n landskap wat ons nie goed ken nie, maar tog lyk dit vreemd bekend. Dit lyk asof die landskap kon ontwerp deur dieselfde ontwerper as die Kalahari. Dieselfde ontwerper as die Karoo. En op pad soontoe gaan staan ons toergids. En hy wys opgewonde na iets net voor in die paadjie en ons skrik. Ons sien een van die mees imposante, waarskynlik sterkste diere wat ons nog ooit gesien het, maar ons het nog nooit so 'n dier gesien nie. Wat is dit? Ons toergids sê vir ons, hierdie is 'n rehem. Maar vriende, ons het nog nooit so 'n dier gesien nie, want hulle bestaan nie meer vandag nie. Dis 'n rehem. En so bang soos wat ons is, so trots lyk ons toergids. Hierdie rehem, lyk vol maar hy's 'n buffel. Kop kom horings. Hierdie is 'n groot rehem. En uit sy kop kom horing wat by die stam 30 cm in diameter is. Vriende, hoe lyk 'n kop waar so 'n horing uitkom? Reusagtige, lang skerp horings. Niks kan bly staan voor hierdie dier nie, dis baie duidelik. Ons kan dit goed glo. Die toergids vertel vir ons, hierdie dier kan selfs 'n leeu bymekaar maak en hy staan nie vir hom terug. Maar moenie worry nie, sê hy vir ons, die dier gaan niks doen nie, hy's heel kalm. Maar moenie tussen hom en sy kalfies kom nie.
Hy skrik nie vir 'n leeu, ook nie vir jou nie. I see where you're going with this, kan julle dalk vir my sê. Maar vriende, hier kom ons uiteindelik by die huis van Sagaria en Elisabeth. En hier gaan ons in ons teks induik. Wat sal ons sien as ons aanklop en binne gaan? Wat sê ons teks gaan ons sien? Vriende, ons gaan sien twee regtig goeie mense. Twee mense wat burgers is, wat die Here se wette nakom. Twee bejaarde mense. Oom Zak en tannie Elisabeth is Lewiete. Hulle kom uit 'n lang familie, 'n geslag van mense wat geslag op geslag die Here in sy tempel voortgesit het. Maar die groot probleem was vir oom Zak en tannie Elisabeth is hulle gaan nie daai heerlikheid sien nie. Hulle het nie kinders nie. Hulle nasate die werk van die Here sien voortsit in hulle orde Abia, gedeelte van die Lewiete nie. Maar dis 'n besige dag hierso by oom Zak en tannie Elisabeth. Ons is nie die enigste besoekers nie. My maggies, dit lyk of die hele dorp hierso is. Uiteindelik staan ons voor hierdie deur en daar kom 'n stem uit die deur, uit die voorhuis na ons toe. Die stem is so vol vreugde en so opgewonde dat as dit nie vir die bejaarde krakie in daai stem was nie, het ons gedink dit is 'n kind wat bly is oor 'n oupa wat kom kuier. Vir Sagaria is dan hierdie Kerslied 'n dam wat breek. Iets wat hy nie langer kon inhou nie, liewe vriende. Hy sê lofwaardig is die Here, lofwaardig. Luister net na wat hy gedoen het. Het julle enige idee van wat die Here uit die verbondsgod gemaak het? So vriende, Sagaria se oortuiging en sy geloof en sy vreugde word vir ons 'n voorsmaak. Word vir ons 'n model van presies dieselfde vreugde. Die Sagaria in sy eenvoud het eenvoudig hierdie struktuur. Loof die Here, lofwaardig is die Here, prys die Here, Benedictus, want. Prys die Here, want. En dan volg hierdie magnifieke redes om die Here lofwaardig, hoekom hy Benedictus is. Kyk asseblief saam met my, vriende, nou na vers 68. Hierdie vers is ons skarnierpunt, dis ons opskrif oor die hele gedeelte. En hierdie struktuur is waaroor ons vandag en ons res van ons tyd saam gaan gesels. Dis ook die groot punt wat ek graag wil hê ons moet sien. Vers 68. Blessed, Benedictus, blessed be the Lord God of Israel. Prys die Here want, en dan volg die rede, opgesom in 2 verse. En as jy net een ding hier vanoggend hoor, liewe vriend, hoor asseblief hierdie. Luister hierna, hoekom die Here lofwaardig is. Blessed be the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people, and has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, as he spoke by the mouth of his holy prophets from of old. Dis Kersfees, liewe vriende, en Jesus se koms herinner ons dat die Here die getroue verbondsgod verlos, en hy verlos sy kinders. So vir die res van ons tyd saam, vriende, die opskrif. Prys die Here want. En aan die hand van hierdie teks is daar 3 redes wat ek wil hê ons moet stil staan. Prys die Here want hierdie 3 redes, daar is nog baie ander en ons sou die hele 12 ure vlug op pad hiernatoe kon volmaak, maar ek moes 'n klomp kat en hierdie is die 3 waaroor ons vandag gaan gesels. Prys die Here want 1, hy verlos. Prys die Here want 2, hy is getrou aan sy beloftes. En prys die Here 3 want nee, ek gaan nie sê nie. Kom ons los dit vir 'n verrassing. Kom ons noem dit 'n Kersgeskenk en ons los hom net daarso onder die Kersboom. U sien vriende, ek is 'n lei elder en ek weet hoe dit is om 'n preek te luister op my stuitjie en nommer 3 net daar. Die eerste rede. Prys die Here want hy verlos. Sagaria se lied is in sy diepste wese 'n lied oor verlossing. Dis waaroor dit gaan. Die meeste van Sagaria se lied gaan nie soos wat ons sal dink oor sy seun nie. Waar dit is hy net 2 verse, vers 76 en 77 gaan eksplisiet oor Johannes. Die res van die lied van Sagaria gaan wat Jesus se koms beteken. Dis waaroor dit gaan.
Perfek vir Kersfees, nie waar nie. So kom ons kyk na die eerste reeks. Prys die Here, lofwaardig is die Here, want hy verlos. Ek gaan dit gaan nie op die bord wees nie, maar luister vinnig, vers 68. For he has visited and redeemed his people. Vers 69. He raised up a horn of salvation for us. 71. That we should be saved from our enemies. 74. That we being delivered from the hand of our enemies. To give knowledge of salvation to his people in vers 77. Kom ons staan net weer stil by ons hoofopskrif, vers 68 en 9. Blessed be the Lord God of Israel. En so Sagaria se dam wil breek, en hy vir die eerste keer in 9 maande iets sê, is dit hierdie woorde wat hy sê. Blessed be the Lord God of Israel. He has raised up a horn of salvation for us. Vriende, kom ons wees net eerlik. Elke keer wat ek in die Bybel lees, a horn of salvation, kan ek voel hoe ek nie opgewonde is nie. A horn of salvation, wat presies bedoel hulle daarmee? Kon dit nie 'n trillion megawatt laser of salvation gewees het nie? Ek weet nie wat bedoel die Here daarmee nie. En ek is nie opgewonde nie, maar dit dag hier, vriende, want ek is baie opgewonde oor die horn of salvation. Jy sien, Sagaria is 'n ou Israeliet. Hy is in voltydse ministry. Hy het die Bybel baie goed, die Ou Testament, of soos wat hy hom noem, die Testament. En hy haal aan uit Psalm 18. Hy haal aan uit Psalm 18 en vriende, dit is die enigste ander plek in die woord van die Here oor the horn of salvation. Ons het 2 Samuel 22, maar dit is net 'n herhaling van Psalm 18, waar ons hoor van the horn of salvation. So wat beteken dit? Kom ons lees saam Psalm 18. Die Psalm van Dawid wat hy geskryf het nadat hy verlos is uit die hand van sy vyand koning Saul. Ek lees vir ons. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Let op vriende, hierdie is belangrik. The Lord is the horn of salvation. Wat kon Dawid hiermee bedoel het? Kom ons kyk na nog 'n Psalm van Dawid, waar hy weer teruggaan na hierdie beeld van hom. En dit is Psalm 92 vers 9. Ek lees hom vir ons. For behold, your enemies, O Lord, selfde tema. All your enemies shall perish, all evildoers shall be scattered, but you have of a wild ox. Wie kan raai wat is die Hebreëse woord vir wild ox, soos wat ons dit aantref hierso in die Bybel in Psalm 18? Die Hebreëse woord is daai dier wat ons gesien het toe ons gestap het, die bergwêreld in, want dis waar hy voorkom. Rehem. En vriende, dis 'n bietjie van 'n vertalingsstammeletjie, die rehem, want ons kry nie meer daai dier nie, en Bybelvertalers sal vir jou sê hulle moeilikste job is om 'n dier se naam te vertaal wat ons nie meer kry nie. Eintlik redelik onlangs het hulle in ou Assiriese geskrifte het hulle gevind wat se dier presies hier bedoel word. In die ESV word hy vertaal as wild ox. Is nie te bad nie, maar is nie heeltemal reg nie. In Afrikaans word hy vertaal as buffel. En vriende, om 'n rehem 'n buffel te noem is 'n bietjie soos om 'n sabeltandtier, 'n tierboskat te noem en dan 'n beeld te probeer maak oor sy tande. Die rehem het ongelooflike groot en sterk horings gehad. En verstaan asseblief vriende, sy afmetings was min of meer die van 'n Volkswagen. Ons het klaar gesê sy horings was so groot. Hoe lyk daai kop? Hoe lyk dit as hierdie dier kwaad word? Gelukkig het ons onlangs nou vasgeloop in 'n rehem, vriende. Maar daarso is die beste prentjie wat ons kan van hierdie antieke dier. Hy was groter as daai. Nou vir 'n Israeliet wat van kinds af al Dawid se psalms uit sy kop uit ken, dit sing, en 'n Israeliet bergwêreld hem geloop het, groot geword het, is dit on top of his mind. En hy het waarskynlik gesien hoe hierdie rehem 'n leeu bymekaar maak, hoe hy hom skraap. En vir hom, vir daai vriende, is dit 'n teken van krag en oorwinning. En hierso is die punt, niks kan bly staan voor daai dier nie. Hy is magtig
En as hy op loop gaan, stop jy hom nie. Niks kan bly staan voor sy horings nie. En as jy kan onthou waar hy 'n leeu bymekaar gemaak het, dit is dieselfde leeu wat jou in gevaar stel, is dieselfde leeu wat jou as kind, toe jy skape opgepas het, jou skape verskeur het. Vriend, belangrik, merk op dat in elkeen van hierdie psalms, wat Sagaria hier echo, is dit telkens God self, wat hierdie magtige horn of salvation is. En uiteindelik, in Sagaria se lied, is hierdie teken van krag en victory, waarteen niks en niemand staande bly nie. Prys Jesus, the horn of salvation. Wie is hierdie vyand? Die adversary, wat hierdie, kom ons spring gou aan, na die adversary, in 1 Petrus 5, vers 8. Wel, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Julle sien vriende, hier's 'n beeld vir ons vir Kersfees. Is my beeld nie, ek wens dit was John Piper se, maar hier's vir ons 'n beeld. Beter as 'n Kersvader, as 'n Kersboom of enige van daai versierings in die mall. Hierdie beeld. Op die CD cover van die lofsang van Sagaria is daar 'n reusagtige, kragtige met ontsettende groot, sterk, onbreekbare horings. En deurboor op die een horing hang daar 'n lewelose liggaam van 'n leeu. Morsdood. Loof Jesus Christus, the horn of salvation. Niks kan voor hom staan en bly. Vriende, die tweede rede hoekom ons God kan prys is want hy is getrou. Hy verlos, soos wat ons nou net gesê het, net soos wat hy gesê het. Kyk asseblief saam met my weer eens vers 69. And he has raised up a horn of salvation in the house of his servant David, just as he spoke by the mouth of his holy prophets from of old. Belofte aan Dawid, nagekom, check, merk hom af. To show the mercy promised to our fathers, vers 72. Belofte aan sy voorvaders, nagekom, check, merk hom af, vers 73. And to remember his holy covenant, the oath that he swore to Father Abraham. Belofte aan Abraham, nagekom, check, merk hom af. En laastens vriende, wat is aan Sagaria self beloof? 'n Seun. Enjoy. En hier staan hy met sy baba seentjie in sy hande. Vreugde nie gewees het. He did not see that coming. Terloops, die naam van sy vrou Elizabeth, beteken, sy voorheen onvrugbare vrou Elizabeth, beteken, my God is an oath. Die belofte aan Sagaria self vervul, check, merk hom aan. Hier sit Sagaria, vriende, met 'n ringside seat, en hy kyk toe na die verbonds God se verlossing. Hy kyk toe op alles wat die Here gedoen het, net soos wat hy gesê het. Hier is iets vir die kop, liewe vriende. Wanneer ons praat van hoop, praat ons vereenselwiging van God se beloftes. Ons het laasweek, het Johan vir ons deur die lofsang van Maria gevat, deur die journey van Maria se hopeloosheid, wat Jesus omgedraai. Maar vriende, Sagaria is nie 'n stomme kind soos Maria nie. Hy is 'n ou bobbejaan, hy was al om die blok. Hier is die Sagaria se vertrek, liewe vriende. Sagaria het 'n serious issue met God se beloftes gehad. Toe Gabriël, God se boodskapper, die Here se beloftes aan Sagaria kom maak het, vir hom kom vertel het, het hy tentoongestel dat hy sy houvas op God se beloftes stelselmatig begin verloor het, en dat hy op die punt gestaan het om dit heeltemal te laat vaar. Geen vashou aan beloftes, geen hoop. Hopeloos. En later toe Maria vir Elisabeth besoek, dit is nie in ons teks vandag gewees nie, maar Maria besoek vir Elisabeth, beide van hulle is swanger, hulle het 'n gesprek, en Elisabeth roep maar sê,
and blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord. Gelukkig is sy wat die belofte van die Here geglo het, toe dit aan haar vertel is. Mense kan amper sien hoe Elisabeth na arme stommere Sagaria toe draai en sê, anders as party ander mense, nee Sagaria. Nee. So Sagaria weet goed, liewe vriende. Hy het 'n ander tipe van storm in sy hart. Hy kan dit nie help nie, maar hy twyfel. Onthou, Sagaria was nie onduidelik wie dit was met hom, wat met hom gepraat het nie. Toe Gabriël hom verskyn, sê ons teks, hy was bang. Dit is 'n bonatuurlike wese. So hy moes weet, hierdie is God se boodskap vir hom. En dan, in antwoord van al hierdie heerlike beloftes, wat die engel Gabriël maak, vanaf God, en waar Sagaria iets wat ons nie, kyk saam met my in vers 18 van ons teksgedeelte. And Zechariah said to the angel, how shall I know? For I'm an old man, my wife says. Mens kan amper sien hoe Sagaria die glans van hierdie engel probeer wegkyk in sy goddelike vorm. En terwyl hy hierdie heerlike beloftes aanhoor waarvan daar baie is. En Sagaria al hierdie beloftes wat hy weet kom van God af. Yeah, right. Sagaria sluk vir 'n oomblik sy vrees om sy patetiese feit. Ons kan baie aflei uit Gabriël, nee. En die storm van hopeloosheid in sy hart kook oor. Ek koop nie meer sommer hierdie beloftes van U nie, God. Dis die storm wat in sy hart is, daai storm van twyfel. En waar was U 500 jaar, vir die laaste 500 jaar volk uitgeroep het na U? Waar was U my hele lewe lank nadat ek as kind moes toe kyk hoe Romeine eenvoudig in die heilige land instap en alles vertrap wat heilig is? Waar was U toe? Waar was U God toe ek gesmeek het vir 'n kind? Ek het vir 'n nasaad om U werk te voltooi. Ek het alles nagekom wat U gevra het. Ek het alles gedoen, Here, wat U gesê het. En elke dag moes ek toe kyk hoe ek ouer en ouer word totdat ek en my liewe vrou uiteindelik daai droom moes laat gaan het. Ons gaan oud en alleen sterf, Here. Niemand gaan die werk voorsit in die orde van Abia nie. Nie ons kinders nie. Ons lewe U mislukking, God. Nee, sê Sagaria, ek koop nie meer so maklik hierdie beloftes. En dis die koue donker storm in Sagaria se hart wat daar gewoed het. Die daaglikse pyn waarmee Sagaria moes saamleef. Sy twyfel, sy verhouding met God was op 'n slegte plek. Dit hang aan 'n draadjie. Sy liefde het afgekoel vir die Here en hy's kwaad. Hy voel in die steek gelaat deur die Here. Julle sien, vriende, ook van hierdie twyfel, ook van hierdie hopelose afgestompte, kom die Here en hy verlos vir Sagaria van dit. Want dit kom nie uit jouself nie. Die vashou aan die Here se beloftes is 'n geskenk van die Here self. En hy kan ons ook verlos van ons twyfelende harte. Vriend, hoekom God jou vandag hierdie wou laat hoor het? Ja, God tug vir Sagaria. Iets anders as straf, hy tug hom van die Here se liefde. Hy doof letterlik al hierdie stemme uit. Hy keer Sagaria in homself in met sy enigste geselskap, homself en God. Merk op, liewe vriende, dat hy het nie net doof geword nie. Hy was doofstom. Hulle moes vir hom beduidelik met gebare. Hy stom vir 9 maande lank. Kan jy dit self indink? So vir 9 maande doen hy besigheid met God. Vir 9 maande is dit hy en God elke dag, van die oggend tot die aand. Dit maak hierdie lied geweldig significant, want vir 9 Sagaria besig met God. En hierdie is die eerste woorde wat hy sê, die lofsang van Sagaria, toe hy weer kom begin praat het. Dis die eerste woorde wat hy sê. Waar dit eers hopeloos oorgekook het uit sy hart, borrel dit nou van vreugde en vrede. Vriende, het julle daaraan gedink? Gabriël het vir Sagaria gesê, jy gaan stom wees, doofstom wees. Tot wanneer? Die teks sê, tot wanneer al hierdie dinge plaasvind. Maar dan word Johannes gebore en Sagaria bly stom. O, krisis. Ek sou gepaniek het.
Het ek iets misverstaan hierso? Gaan die Here my vir ewig so los? Gaan hy dalk hierdie belofte dat ek weer kan praat nie nakom nie? Die kind is nou gebore. Dag 1, niks gebeur nie. Dag 2, eers op dag 8, vriende. Die 8ste dag. Die dag van die celebration van God se verbond met Abraham. Hoe gepas kan hy weer praat. God sê vir hom, kyk na jou seun Sagaria, my kind. Nog 'n belofte. Waar? Merk hom af. Skryf dit op jou hart. Vriende, ons kyk vandag na belofte van God wat nagekom word. Hy is die getroue verbondsgod. Seker is Sagaria dat jy kan die Here op sy beloftes vat, dat hy gaan skryf in vers 68 in die verlede tyd. Hy sê, God has redeemed. Maar hier waar ons vandag vir Sagaria hulle besoek is nog meer as 30 jaar voor Jesus kruisiging en sy opstanding. Maar hy sê, God has redeemed. Want hy weet, vriende, die redemption, die salvation van Jesus is 'n stormende reën. Niks gaan dit stop nie. So ons het nou gesien, ons behoort God te prys, hy verlos. Ons behoort God te prys, want hy is getrou aan sy beloftes. Great redes. Laastens, vriende, die verrassing. Ek beloof dat ek gaan die punt vinnig maak. Laastens, prys die Here want sy liefde. Sy liefde strek ver verby as bloot net verlossing. Dis 'n Kersgeskenk. Jy sien, liewe vriende, God se einddoel is nie bloot ons verlossing nie. God se einddoel is 'n lewe saam met ons waardeur hy verheerlik word. En daai is sy einddoel. Daar's 'n groot verskil tussen 'n lewensredder wat induik en iemand uit die see uithaal, die persoon op die strand neersit en sê, bly nou uit die see, hoor, totsiens, wegstap. En 'n bruidegom wat induik in sy bruid, hy doen dit nie want dit is sy job nie, hy doen dit want dit is sy geliefde en hy wil 'n lewe hê saam met haar. Kyk asseblief saam met my na vers 74. Hier is die rede hoekom Jesus to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear in holiness and righteousness before him always. Vir Jesus om vir ons 'n lewe sonder vrees te gee, 'n lewe in geregtigheid, beteken dit juis die horn of salvation moet hierdie twee vyande deurboor. Die vyand van ons ongeregtigheid, om vir ons 'n lewe te gee saam met ons koning. Want so lief het hy ons gehad, vriende, dat hy vir ons die ultimate Kersgeskenk gee. Die beste, die hoogste wat hoegenaamd bestaan. Dis hy self. En hoeveel te meer, vriende, hoeveel te meer het ons nie rede om te juig en bly te wees oor al hierdie nie. Hoeveel te meer het ons nie meer rede as Sagaria om te sê, prys die Here, blessed be his name. Ons staan nie net by 'n pasgebore baba nie in ons hande nie. Ons staan by 'n kruis. Ons staan by 'n leë graf. Wat vir Sagaria nog steeds belofte was, is vir ons historiese feit. Maar vriende, wat beteken hierdie? Wat beteken al hierdie vir ons vandag? Wat beteken hierdie besef van God se verlossing en ons besef hy kom sy beloftes na. Ons besef sy liefde. Wat beteken dit vir ons hierdie Kersfees? Ons die Kersfees van 2021. En ek gaan maar sê, liewe vriende, 2021 was 'n terrible jaar. En hierdie jaar het COVID-19 ons plat geslaan. Ek dink baie van ons struggle met inkomste. Ek ken baie mense wat baie swaar kry. Van ons het kennisse en familie afgestaan in die dood in hierdie siekte. In die lockdown in die middel van 'n ysige winter het ons gesit en toe kyk hoe die politieke gemors in ons land oorkook in wetteloosheid, plundering en dood. En hierdie jaar
het kanker in ons midde ingegryp. En 'n liewe boetie kom vat. So ja, ek dink ons is pimpel en pers. En baie van ons sit letterlik in die skaduwee van die dood. Hier net voor Kersfees. En ons kan sonder veel opgewondenheid kennis neem van die lofsang van Sagaria en sê ja, God het lank terug uit deurgekom vir my toe Jesus gesterf het staan. Of ons kan sê God gaan nie toe sy beloftes uiteindelik nog verder waarmaak en hy gaan terugkom. Maar dis nou Kersfees. Wat doen hierdie besef van God se verlossing, die besef van sy getrouheid en die besef van sy liefde? Wat doen dit nou? Wat doen dit vir ons op Kersdag oor 6 dae van vandag af? In hierdie bitter swaar jaar in die skaduwee van die dood in 20. So weet hierdie liewe vriend van die storie agter hierdie Kerslied. Dis nie net nog 'n storie nie. Dis nie net Sagaria se storie nie. Dis my storie en dit is jou storie. Dieselfde storm van twyfel in ons harte wat smag na vrede los van daardie storm. Hier is wat die besef van Jesus se verloshoud en sy liefde vir ons doen hierdie Kersfees. Oom Jacques, die ou baas, hy stel dit perfek met sy Jesaja taal. Hy ken sy testament. Kyk saam met my na vers 78. Because of the tender mercy of our God, whereby the sunrise shall visit us from on high, to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, our feet into the way of peace. Hier is hoe my storie en jou storie agter die sang ontvou, vriende. In jou en my storie is daar vrede beskikbaar. Net so was vir Sagaria. Vrede nou reeds, vrede nou, totdat ons verlosser weer kom. Al is ons pimpel en pers, al is jy 'n Christen of dalk nie 'n Christen nie, vriend. Laat toe dat die ware sonsopkoms jou besoek vanuit die hoogte en sy vrede van jou besit neem, totdat hy kom. Blessed be the Lord God, want hy is verlosser, hy is getrou en hy het jou lief. Ek bid vir ons. Hemelse Vader, prys U naam. Groot is U naam. Lofwaardig is U. Wat 'n wonderlike lewe, Here, het U nie vir ons gegee om U kinders, wat 'n volheidslewe, Here, om aangeneem te wees, om in U huis te kan ingaan, om Kersfees jaar na jaar in U huis te kan vier. Ons sien uit na U koms, Here, maar tot dan het ons en ons wag op U. Kom tog gou, Here Jesus. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.